Ons is op die einde van week 1 van ons ekspedisie na Kahukuland. Agter my die Kunene rivier, oorkant hom is Angola, en hierdie kant die noordigste punt van Namibië. En hier agter my die Ipupa waterval, 'n ikoniese uitkykpunt. Maar hoe het ons hier gekom? En waarna toe is ons op pad? Kom ons gaan kyk. 'n 3-weke ekspedisie van 6.500 km. Saam met die Du Plessis, die Harolfs, die Hoppers, die Loodse, almal van Knysna, en die Nelle van Calvinia. Reis saam met ons op Ekspedisie Kahukuland. 'n Ekspedisie is meer as net 'n oorlandse reis. Dit verg deeglike beplanning, veral as jy 'n groot groep mense is. Inligting en beplanningsdae word gereël met die reisgeselskap, sodat almal presies weet wat om te verwag. Ons beplan ook aan 'n top of 'n baadjie vir die toergroep, iets wat jy op toer kan gebruik en wat later dien as goeie herinnering. Roetebeplanning en roeteopsies, as ook kampbesprekings is baie belangrik vir 'n ekspedisie. En dan natuurlik is dit belangrik dat die ekspedisievoertuig goed nagegaan word en gediens word voor ons vertrek. Dit is belangrik om die 2-rigting radio en kommunikasiestelsels na te gaan en al die batterye te herlaai. Ook alle video- en fotografie toerusting word sorgvuldig nagegaan om iets soos hierdie produksie moontlik te maak. 'n laaste kuier voor ons vertrek, deel ons dan ook die baadjies uit vir elkeen wat ons vooraf beplan en laat maak het. En laastens is dit skoonmaak, regpak en inpak voor ons kan vertrek. Ons is gepak vir Ekspedisie Kahukuland en môreoggend 4:00 vat ons die pad Appington toe, waar ons hierdie ekspedisie begin. Hierdie ekspedisie van 3 weke word rolweg opgedeel in 3 fasette. Week 1 is die reis noordwaarts, vanaf Appington deur die Kalahari oor Koeis en Mariental na die Irongo gebergtes en dan later na Upuvu en die Ipupa valle. Week 2 is die hooffokus die droë rivierlope van die Kahukuland en dit sluit in plekke soos die Marienvloes, Puros, die Huarissip en Huanip rivierlope tot by die Ongongo watervalkamp. Week 3 is die roete suidwaarts en dit sluit in plekke soos Madisa kamp en Spitskoppe in Damaraland en dan later die suide van Namibië tot waar ons eindig by Onseepkans op die oewer van die Oranje rivier. Dag 1 breek aan en ons ontmoet die Hopper gesin in Knysna, waarna ons vertrek na Appington, die amptelike beginpunt van Ekspedisie Kahukuland. Later dieselfde dag vertrek die Nel gesin vanaf Calvinia, ook op pad na Appington. Die Nelle is dan ook eerste in Appington en maak hulle self so lank tuis
by die Country Lodge. In Britstown ontmoet ons die Du Plessis en die Haarhof gesinne wat die vorige dag uit Knysna vertrek het. Ons ry dan saam onder deur die Sishen treinbrug voordat ons die Oranje rivier kruis in Appington. Sê kruis is dan die Oranje rivier wat amptelik nou die beginpunt is van ons ekspedisie. En omtrent so 20 dae van nou dan kruis ons hom weer by die Onseepkans. I say, go this way. En so kan ons nou open amptelik ekspedisie Koukula. Net na sononder arriveer ons 4 gesinne van Knysna ook by die Country Lodge in Appington. Die Country Lodge bied gerieflike en bekostigbare akkommodasie en is 'n perfekte oornagstop op pad na Namibië of die Kalahari. Na 'n lang dag se ry is die toergeselskap uiteindelik almal bymekaar en ons begin ons ekspedisie op 'n goeie noot om die braaivleisvuur hier in Appington. Dit is dag 2 en net na 6 vertrek ons vanaf Appington na die Rietfontein grenspos waar ons Namibië sal binnegaan. Ons het gister 'n lang dag op die pad gehad van son op tot son onder Appington. Ons het lekker gekuier by die Country Lodge gisteraand in Appington, lekker oorgebly. Mooi fasiliteite en dit is nou so 5:07 en ons is nou op pad na Rietfontein grenspos daar by die Kalahari waar ons Namibië sal ingaan. Rooi dag hier buite, sonsopkoms gaan nou wees baie mooi en ja, ons is excited vir die dag wat voorlê. Die roete neem ons dan van Appington oor Askam. Ons kruis die grens by Rietfontein, waarna ons dan ry na Koeis en Mariental. In Askam stop ons om bene te rek, brandstof te tap en koffie te kry, voor ons die grens kruis na Namibië. ‘n Grenskruising, noodsaaklik om ons buurlande te besoek, maar altyd sienitergend. Mens hoop maar alle dokumentasie is in plek en daar word aan alle vereistes voldoen. Aan die Suid-Afrikaanse kant verloop alles vinnig en seepglad. Aan die Namibiese kant vat dit effens langer. Met back and closure buite beheer in Suid-Afrika word alle ys en koskaste deeglik deursoek. Ons voertuie se bande word ook met 'n ontsmettingsmiddel gesprei, as ook ons skoene. Verder gebruik ons tyd op die grens om ons bande af te blaas vir die lang grondpad wat nou voorlê.
En na 1 uur en 21 minute is ons amptelik in Namibië. En hierdie keer 'n ongewone groen en nat Namibië vir hierdie tyd van die jaar. Ons ry deur 'n pragtige groen Kalahari na die dorpie Koeis. In Koeis stop ons by die Moerto koffiewinkel om bene te rek en koffie te kry. Na 'n goeie benerek en lekker verversings, neem ons die pad verder rigting Mariental. Bevestig het op die radio's dat die konvooi nog by mekaar is, stop ons by die Ry en Kry slaghuis op Mariental. Omdat ons geen vleis in Namibië mag inbring nie, het ons alles vooraf bestel by die Ry en Kry slaghuis. En hierdie mense het vir ons 'n ongelooflike goeie diens verrig. Dit is Sondagmiddag 5:00 op Mariental. En Alma sluit spesiaal vir ons oop om ons vleis te kan kry. Dit is 'n groot plesier. Okay. Al ons vleis is netjies vakuum verpak en gevries. En nou begin die groot taak om plek daarvoor te kry in ons kampuiskaste. Genoeg vleisies vir die week, sis nie? Ja. Ek sal ons opkry. Ons stap brandstof op Mariental, waarna ons uitry na die Bastion plaaskamp in die Hardap besproeiingsarea, waar ons dan vir die eerste keer kamp maak op hierdie toer. Voor by die Hindbakskier draai ons links. Bastion, 'n welkome gesig na 'n lang dag op die pad. Eerste indrukke. Vandag was 'n tipiese vroeg in 'n reisdag, né? Lang dag, ons het baie gery. Ja, ons het 2 harde dae gehad. Ons het geweet dit gaan hard wees en moeilik wees. So ons is lekker moeg. Maar ek dink ons weet dis die moeite werd vir wat voor lê. Die dag was lank, want die grenskruising was. Ja.
Ja, gawe mense. Gawe mense. Van die grenspos was alles was skoon en netjies, almal was baie gaaf. Ek was baie beïndruk met die grens, nie geweet wat om te verwag nie. En Namibië is baie groener as ek verwag. En ja, dit is pragtig. Namibië is so mooi op die oomblik. Paaie is lekker, maar dit is lang agter die stuurwiel. Pragtig. Baie die suide van Namibië lyk soos die Bosveld. Gras staan hemelshoog. So ek dink ook die hoogtepunt was en die verrassing was dat die Moertoe koffiewinkel was oop, 2:30 op 'n Sondagmiddag. Tussen niks en nêrens. En toe so inkom toe die tannie soos, hoeveel mense is julle? Ek sien nou regtig uit na daai vlaktes waar daar niks is. Die toer Kakoland of die streek van die Kakoland is net al jare op my bucketlist. Maar dis nou nie iets wat jy moet nou sonder baie beplanning aanpak nie, en beslis nie iets wat jy op jou eie aanpak nie. Yes, yeah, Leon, I'm looking forward to, I think, getting north, nothing to get up north to where there's less people in the bushfires around the wild camp, that stars, I think that's what I'm looking forward to. Die valle. Ek sien skrikkelik baie uit na my valle. Ek sien uit na die sterre rol by die spitskoppe. En dan die klein verrassingkies tussenin. Ek sien ook baie uit na Irongo Rock. Ek dink Camp Granite gaan 'n spoil wees. ja, sover is alles nog net baie positief. Die avontuur begin nou, sien uit. I love it when you go crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places to tear up my rib. Dit is rooi dag op Bastion. Op 'n koue oggend hier naby Mariental. Ja, ons het lekker geslaap. Ja, was 'n lekker stil nag, nee. Lekker stil. Jy het eintlik lekker warm geslaap. Ja. Is jou kar stukkend? Koue oggend hier in Mariental. Hande is gevries, vingers is dood. Lekker fyn. Ons is nou vanoggend op pad Windhoek toe. Windhoek is ons inkoopiedag. Dan aan na Irongo Rocks toe. En daar gaan ons vir 2 dae lekker uitspan. Ons is in Windhoek vir 'n inkoopie veldtog by die Grove Mall. Jy soek 'n plek in jou bak.
Ons kry ook ons satellietfoon by Louise van Sat4N. Ja, ons sal jou net wees. Dankie. En dan neem ons die pad verder noord rigting Omaruru en die Irongo gebergtes. Laatmiddag gaan ons die Irongo bewaringsgebied binne. Later draai ons af by Irongo Rocks, waar ons gaan kamp maak by Camp Granite vir die volgende 2 aande. Die intekenproses is tydsaam en ons is haastig om by ons kamp te kom. Ons nader Camp Granite in hierdie ongelooflike mooi omgewing. 'n Kamp netjies uiteengesit tussen groot rotse en hier sou ons 'n wonderlike 2 dae beleef. Na 'n lang reis tot hier, pak ons af en word rustig vir die volgende 2 dae by Camp Granite, Irongo Rocks. In die volgende episode reis ons verder.